Should I forget the kindness of your heart? Should I forget how beautiful your grace? Oh, lead me to that old and rugged cross, and let these eyes be opened once again. Should I look up and see those healing wounds, be unaffected by this mystery? Oh, wash me now beneath that crimson flow. Let me behold the King of Calvary. Here every drop of blood says I am loved, and mercy reaches out for me. Let every grateful breath cry hallelujah to the King of Calvary. The blood that flowed will never lose its power. This cross of Christ forever stands to say that we have been adopted into love and rescued by the King of Calvary. Oh, praise His name, this King who died for me. Here every drop of blood says I am loved, and mercy reaches out for me. Let every grateful breath cry hallelujah to the King of Calvary. Then to arrive in paradise one day and see in full as I am fully seen. Oh, what a grace forever to behold the Lamb of God, my King of Calvary. Oh, praise His name, this King who died for me. This King who died for me. This King who died for me. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars and I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, and how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow
Gemeente, stap graag saam met ons vanoggend deur die woord. En ons bid dat die Heilige Gees dit vir elkeen van ons kristalhelder sal oopbreek. Verlede week het ons met mekaar gedeel 1 Korintiërs 1, vers 30 en 31. Daar staan geskrywe, maar deur hom, deur God, is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom soos geskrywe is, en dan haal Paulus Jeremia aan, Jeremia 17, die wat wil roem, moet in die Here roem. Dis 'n kosbare teksgedeelte, en dit sluit so geweldig vir ons baie oop wat God besluit het om profeties te kom doen in en deur Jesus se gehoorsaamheid. Vanoggend lees ek vir ons Jesaja 61. Ek lees vir ons Jesaja 61 vers 1, 2 en 3. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart en om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides 'n opening van die gevangenes. Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Wat 'n kosbare teks. Wat gebeur in Jesaja 61? Wat ons hier hoor is 'n ware profetiese stem. Ja, dit was eerstens in Jesaja bedoel vir die ballinge wat lank gelei het daar in Babylonië onder heerskappy van 'n ander. Maar as jy regtig mooi luister en die volle omvang van die Bybel nader trek en die Heilige Gees vertrou, dan raak die profetiese stem waarlik ook die profetiese stem wat heenwys na Jesus. So hier is eintlik 'n verlossende, bevrydende woord van waarheid. En wat dit sê, is daar is 'n verlosser. Daar is 'n verlossende waarheid. En die verlosser is hy's nou ingewy, hy is geheilig, hy's gesalf, hy's gestuur, sê die skrif, vir hierdie verlossende, bevrydende roeping, deur die Gees wat op hom kom rus het met 'n salwing, sê die woord. So hierdie is baie meer as net 'n verwysing na Jesaja en 'n boodskap vir Israel uit ballingskap. Hierdie is 'n profetiese stem van die ware hoogste profeet van alle tye. Trouwens, Johannes 3 vers 34 bevestig, want dit is Jesus ons verlossende bevryder. Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees, nie met mate nie. Met ander woorde, nie om terug te hou nie. God hou nie terug nie. Hy gee die volheid en alles in Jesus, deur sy Gees om hom te salf, om hierdie verlossende bevryder te wees. So ek wil ons vandag net hier 'n bietjie uitvra. Vir wie is hierdie boodskap? Want Jesaja sê dis 'n blye boodskap. Vir wie is hierdie boodskap bedoel? Sou ons halfhartig net kan sê dis net vir Israel in ballingskap, want dan mis ons evangeliese waarheid. Laat die skrif ons lei, want dit sê dit is vir die ootmoediges. So as dit 'n profetiese vervulling ingaan, beteken dit is vir die ootmoediges, dit is vir die wat gebuk gaan onder benoudheid en gevangenskap, wat onderdruk is, wat in slawerny sit, wat nodig het om bevry te word. Dis vir die ootmoediges. Dan sê die skrif, hierdie blye, verlossende, bevrydende boodskap is vir die gebrokenes van hart.
Wie is dit? Dit is die wat diep getuisterd en bedroef is. Miskien wil jy nou vra, hoe is hulle diep bedroef en deur wat is hulle getuister? En dan sal die eenvoudige antwoord wees, deur sonde, deur 'n gebroke menslikheid, deur verwerping, deur eensaamheid in my geloofsoortuiging. Jy sien, dis juist Psalm 147 vers 3 wat sê, God, hy genees die wat gebroke is van hart, en hy verbind hulle wonde. Maar vir wie is dit nog? Kyk wat sê Jesaja 61, dis vir die geboeides, die opening van die gevangenis word uitgeroep. Mense wat vasgebind is, versluierd is, vasgehou is deur hulle omstandighede en hulle weerbarstigheid en hulle trots en hulle haat en hulle woede en hulle naaiwer en hulle sonde. Daar kom 'n bevrydende boodskap deur die gesalfde. Daar is 'n opening van die gevangenis wat uitgeroep word. Die hekke is oopgemaak, die pad is gebaan. Ja, dis vir mense wat vasgebind is, versluierd is, blindelings leef, slaaf is vir die wêreld, vir sy bose, mense wat in 'n wêreldse mindset sit. Wat die skrif sê, die verlosser bring vryheid, hy bring 'n nuwe lewe, hy bring 'n nuwe identiteit. En daardie identiteit sê nie, gaan sit op die bank, doen wat jy wil nie, wees maar lui nie, nee. Dit sê, volg my. Is dit nie juist Johannes 8:36, wat getuig as die Seun julle dan vrygemaak het, dan sal julle waarlik vry wees. Is dit nie juist Jesus wat ook in Lukas 9 vers 23 sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. So gemeente, wat bring hierdie verlossing? Wat gee die verlosser? En wat is die vrug van sy vrymaking? En ek glo Jesaja 61 vers 3 getuig helder vir ons die antwoord. Dit wat ons ontvang is sieraad vir as, beauty for ashes. En sieraad in die Hebreëus is soos 'n tulpband. Dis 'n pragtige versiersel wat God op jou hoof kom sit. Want sien, as het mense op hulle kop uitgegooi wanneer hulle moedeloos was of hartseer was, in treurmanie gesit het. Maar wat God sê, daai dae is nou verby. Jy hoef nie meer as op jou kop uit te gooi, omdat jy in 'n hopelose, getuisterde, geboeide, gevangene situasie sit nie. Sit die pragtige versiersel beauty om jou hoof. Ons ontvang vreugdeolie vir treurigheid. Vreugdeolie, daar's nou 'n nuwe groot pad, die pad van heiligmaking, waarop die losgekooptes van die Here nie meer met 'n treurige, hartseer hart hoef te loop en sê my lewe is verby nie, maar juis kan vashou in 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms. Ons ontvang ook, sê die woord, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. 'n Gewaad van lof. Dis 'n kleed van lofprysing. Dis 'n kleed van losgekoopte, vrymakende, opgewonde mense in plaas van 'n verslae gees. En 'n verslae gees is 'n gees van onderdrukking. Dis 'n gees van depressie. Dis 'n gees wat sy oog verloor het op die hoop en die roeping in die Here. Ons ontvang ook, sodat ons 'n planting van die Here sal wees. Terebinte bome van geregtigheid. En wat so mooi is, dis 'n planting van die Here. Dis nie 'n planting uit jouself uit nie, sê die skrif. Dis 'n planting deur die verlosser, die bevryder, die vrymaker. En is juis hier waar Psalm 1 vers 3 sê, en hy, die verloste mens, sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee en op sy tyd waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dis die woord. Dis die bevrydende, hoopvolle, lieflike woord van die ware profeet.
In Lukas 4 staan Jesus en hy lees hierdie Jesaja 61 woorde in die sinagoge. En dan sê Jesus, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Met ander woorde wat hy eenvoudig sê is, ek het nou hierdie waarheid, hierdie verlossing, hierdie bevryding het ek vir julle geword. Of, soos ons verlede week gesê het, ek het dat God bepaal in sy salwing wat oor my kom rus het met sy gees, dat ek het nou vir julle geword, wysheid, geregtigheid, heiligmaking, verlossing. So kom ons sluit af en dan gesels ons lekker saam. Nou wat nou? Terwyl ons so deur hierdie Johannes 17 stap op die groot pad van heiligmaking, wat nou? Nou wat ons nou gaan doen is, ons gaan reageer op wat die Here Jesus sê. En wat sê hy? Hy sê, gaan dan heen. En wanneer hy sê, gaan dan heen, dan sê hy, gaan dan heen onder dieselfde salwing van die Gees. Gaan ook dan heen met 'n nuwe kleed van geregtigheid aan. Gaan dan heen met 'n nuwe lied, 'n vreugdelied in jou mond. Gaan dan heen met 'n bevrydingsgesang in jou hart en op jou lippe. En dan gaan roep jy hierdie getuienis uit. Vir wie? Vir wie roep ons dit uit? Vir die moedeloses, vir die vasgebindes, vir die gebrokenes van hart, vir die versluierde trotsaards, vir die wat in tronke sit van menslike omstandighede, vir die wat vasgevang sit in hulle self en in religion en in vroomheid. Dit noem ons 'n tronk. Tronk van selfsug, tronk van trots, tronk van luiheid. Ons gaan roep dit uit vir hulle. Vir die wat hulle self afsloof vir die wêreld, wat hulle lewens oorhandig het aan die wêreld, ons gaan roep dit uit vir hulle. Dan reageer ons op Jesus se imperatiewe werkwoord, gaan dan heen. Maar wat ons die afgelope 3 weke vir mekaar gesê het, en dis waar julle nou gaan gesels. Ons gaan dan heen juis as geheiligdes, as verlostes, as vrygemaakte mense. Ons gaan juis met 'n geheiligde, geesvervulde lewe, die lewe van Christus homself in my, na die mensdom, en nie met jou eie plan nie. En daarom is Jesaja 52 se profetiese woorde in vers 7 net so kosbaar, nie waar nie. Hoe lieflik is op die berge die voete, of die bereidwilligheid, van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat vir Sion of vir die hele wêreld sê, of vir Mamasbury sê, jou God, ons God is waarlik koning. Jesus sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Vervul in Grieks is die woordjie pleiro. Dit beteken, dis nou volledig, dis volgemaak. Dit het tot sy volle betekenis gekom. So nou wil ek vra vir ons in ons huisgemeentes, na afloop van alles wat ons die afgelope 3 weke gehoor het, na afloop van Jesaja 61 se profetiese woorde, na aanloop van en afloop daarvan dat Jesus dit in vervulling gebring het voor die mense, met sy lewe, en met die waarheid dat Jesus nou vir elke een van ons, wat sê ons gered is en gewederbaar is, die wysheid uit God en die geregtigheid en die heiligmaking en die verlossing, 1 Korintiërs 1 vers 30 geword het. Hoe stuur dit nou vir jou? Prakties. En hoe gaan jy nou daarop reageer? Want as ons na alles geluister het, is die vervulling van Jesus se gehoorsaamheid van hierdie profetiese woord ook nou die nuwe identiteit en die nuwe lewe en die getuienis en die boodskap en die heiligmaking wat in my is. Gesels daaroor, hoe kan julle as huisgemeentjie, as individu en ons as gemeente getrou bly wandel in die hoë roeping van God in Jesus Christus, deur dieselfde Heilige Gees wat op ons kom rus het. Gesels nou lekker hieroor en onthou asseblief om na afloop van julle gesprekke
vir mekaar te bid. Groot seën vir julle. Totsiens.